ons is nie net 'n kerk vir kerk nie, né? Ons is nie net 'n kerk vir julle wat hier sit nie. Ons is nie net 'n kerk vir ons wat hier saam vanoggend is nie. Nee, 'n deel van Doxa Deo se DNA beteken ons glo die Here roep ons om 'n kerk vir die stad ook te wees. Ons is 'n kerk wat verantwoordelikheid wil vat vir die wat verlore is, vir die wat in pyn is, en vir die sisteme en prosesse in ons stad wat nie werk nie. En daarom het ons as 'n Doxa Deo familie iets wat ons noem die Generosity Fonds, en daai fonds gebruik ons alleenlik vir bediening nie in ons kerk nie, maar vir bediening in die stad. Dit gaan buitentoe. Hoekom? Omdat ons glo die Here roep ons om verantwoordelikheid te vat vir die stad van Bloemfontein. En oor die volgende paar weke wil ons net so 'n bietjie terugvoer vir jou gee uit daai fonds uit. Waarmee is ons besig? Wat vier ons? Waarvoor vertrou ons die Here vir die volgende seisoen? En vanoggend gaan ek net so vinnig bietjie gesels oor ons TREE bediening. Nou TREE staan vir Transforming Educational Environments. En jy sal weet, maar ons het 'n paar jeugwerkers op ons span wat weekliks in skole betrokke is. So tans is ons in 9 skole elke week betrokke. En die wiskunde is bietjie skrikwekkend, want weekliks, maandeliks, kwartaalliks het ons toegang na nie honderde nie, maar duisende kinders in ons stad. Honderde onderwysers, skoolhoofde, organisasies, en vir ons is TREE baie meer as net ons stuur 'n paar jeugwerkers in skole in elke week om VCSV periodes te hanteer, alhoewel hulle dit doen. En dit is so spesiaal, maar die hart van TREE gaan eintlik daaroor, ons het ons hande op die toekoms van ons land. Ons het ons hande op jong mense en ons het die geleentheid, nie net om hulle van die evangelie te vertel nie, want dit is wat ons doen, maar ons het weekliks, maandeliks, kwartaalliks, elke jaar, het die TREE span hierdie geleentheid om die evangelie te preek, om leierskap in jong mense te help ontwikkel, om jong mense nou al in laerskool en in hoërskool te help met identiteit, en met dit werk ons saam met onderwysers, ons het verhouding met skoolhoofde reg oor die stad, van hulle is hier in ons eie Doxa Deo Suid kampus, en vanoggend vier ons net so 1 of 2 goedjies, ek gaan net so 1 of 2 stories vir julle vertel, en dan gaan ek vir Tannie Juna nooi om saam met my net op die verhoog vinnig so 'n paar stories te vertel, maar 1 of 2 van die goed wat ons vier, wat nuut is hierdie jaar, is ietsie wat ons noem die Boys and Girls Club, en dit gee ons die geleentheid in laerskole om letterlik 'n hele middag met kinders te spandeer rakende identiteit. Ons sit met seuns en dogters, en ons werk en gesels, en ons het pret, en ons help hulle verstaan, hoe het God hulle gemaak, en wie is hulle eintlik? Saam met dit iets nuuts hierdie jaar wat ons regtig vier, is 'n program wat hier geskryf was in ons eie omgewing om een van ons skole te dien. Ons het dit die anti-rasisme program genoem, en dit help eintlik net jong mense verstaan hoe God het ons anders gemaak van mekaar, en dis mooi. Dit is incredible om te dink ons dien 'n God wat verskillende mense maak uit verskillende omgewings uit, en daar's baie goed wat ons kan vier. As jy meer daarvan wil weet, is jy welkom om net na ons webtuiste te gaan, of daai QR-code te scan wat op die agterste deel van jou sitplek is, maar julle wil nie my stories vanoggend hoor nie, so help my gaga om net vir Tannie Juna na die verhoog toe te verwelkom. Sy gaan my gou hier join. En ons het die ongelooflike voorreg om nou onlangs, dit was eintlik in die afgelope maand of 2, né? Het ons by 'n splinternuwe skool as 'n TREE bediening in die stad aangesluit by Dr. Bemer, waar Tannie Juna actually werk. En ek gaan na die geleentheid gee om net gou vanoggend so 1 of 2 stories vir ons te vertel. En hierdie is belangrik vir ons, want hierdie is waarmee die Here besig is. As jy nou ooit gewonder het, maar waarmee is die Here nou eintlik besig in en deur ons as 'n gemeente? Hierdie is dit. Nou, Tannie Juna, julle is al lank hier by ons in die gemeente. Ons celebrate en ons vier julle lewens. Maar as iemand wat in een van ons TREE skole werk, en eintlik dag tot dag, daar is waar ons dalk weekliks 'n geleentheid kry om te kan kom dien, 1 of 2 goed wat julle sien die grootste uitdaging huidiglik is by jong mense in ons stad.
Dankie Aiden, hallo julle almal. Wat sy nie weet nie is, ek het baie meer net as 3 antwoordjies nodig om my storie vir julle te vertel. So ek wil 3 tree teruggee, aanhaak by Jaco wat gesê het, luister, kom ons dink net, wat is die storie wat die Here besig is om te skryf in ons lewe. Hy is besig met 'n storie in myne, en my storie raak my skool. Jy het nou gesê, kom ons bid. So ek wil bid, want hier's 'n gebed op my hart voor ek jou antwoord. Here, ek sê vir U dankie, ek is so opgewonde om vanoggend net die venster oop te maak op wat U besig is om te doen in my lewe, in ons skool se lewe. Here, hoe U my as 'n onderwyseres gebruik, hoe U oor jare stories voorberei, sodat jy 'n verskil kan maak en die hande en voete kan wees in die werkplek. Dankie dat U vanmôre nog reg voor ons wegspring, alles al by mekaar weef en saamtrek. My gebed in hierdie môre is, Here, dat U ons harte in lyn sal bring met U wil vir hierdie oomblik. In ons gemeente, in ons stad, in elke skool, in die omgewing waarin U vir ons geplaas het, Here. Ek beleef so intens dat U besig is om vanmôre iets nuuts te begin. Dis 'n nuwe seisoen wat aanbreek. Here, dankie dat U vir ons harte van vlees en bloed gee. En dat U dit wil doen op 'n wyse dat alle lof en alle eer en alle aanbidding U toekom. Ek gee dit in Jesus naam, sê ek dankie. Amen. Aiden, kom ek sê vir jou wat. Ons lewe in 'n tyd, ek wil net vir julle wys, 'n prentjie gee van wie is die kind wat by ons skool aankom in Dr. Bemer. Dis 'n vaardigheidsskool. So, daai kind wat van vroeg af in sy lewe gehoor het, maar jy kan nie so goed lees nie, jy kan ook nie so lekker skryf nie. En somme is nou regtig 'n hoë orde aktiwiteit. Kinders sukkel op sekere gebiede. Daai kind hoor dit van vroeg af in sy lewe. En ek is jammer om te sê, baie keer word daai kind gelabel op 'n vroeë ouderdom en word hy aangepas en gesê, laat ek jou net deur hierdie jaar kry. Dis volgende jaar se probleem, volgende jaar. En ek veralgemeen nie, ek wil net vir julle sê wat ek oor jare beleef het. En 'n kind wat aan so 'n ding blootgestel word, kom uiteindelik aan 'n kant uit en hy of sy voel, ek is nie goed genoeg nie. Ek is 'n nobody. So as daai kind by ons aankom, ek so bly julle die program oor identiteit. Ek gaan nou uitvind wanneer boek ek daai datum en wanneer reël ek daai besigheid. Maar identiteit is die heel grootste seer waarmee ons kinders by ons aankom. Hulle voel hulle is nie goed genoeg nie. Ja, Dagga kom daar uit, bende bedrywighede, boelie besigheid, tienerswangerskappe. Daar's Bemer vir julle in 'n netedop. En dan net om af te sluit, maar vertel ons net gou 'n bietjie, hoekom is Tree so belangrik in julle omgewing by Dr. Bemer? En is daar miskien net een storie van wat Tree al kon beteken vir daai omgewing? Een storie. En dan as hulle al die ander stories wil hoor, kan hulle mos na die tyd ook met ons kom gesels. Maar net, hoekom is Tree so belangrik? Hoekom moet ons mense stuur? Hoekom moet ons iets soos 'n Generosity Fonds in die stad hê, om hierdie wat ons hier kan beleef, nie net in terme van die goeie nuus van Jesus nie, maar ook leierskap? Hoekom het Dr. Bemer dit nodig? Luister, ek het baie duidelik, het julle ook gehoor net een storie. Ek het soos 110, maar een storie gaan ek deel. Weet jy wat? Tree het daai deur geword, daai groen deur, wat die deur oopmaak, wat hoop inbring. En hoop bring verandering. 3 storieetjies, net drie sinne. Net driekies. Kinders kom, en dan sê hulle, ag juffrou, kan ons net bid? Kan ons bid, dat ons meer respek en meer liefde in ons skool kry? Kinders wat kom, wat in die kinderhuis betrokke is. Juffrou, sal jy saam bid, dat ek en my boetie weer die kans kan kry om terug te gaan huis toe, na ons ouers toe. Groot hardebaard manne, jong manne, wat kwaai rondloop, stoute dinge doen,
en wat dan uiteindelik inskakel en kom na die praise and worship geleentheid toe en sê, juffrou, ek wil so graag my lewe reg kry. Ek weet, ek wil so graag 'n beter lewe leef. Ek wil graag by Jesus uitkom. Sal jy ons help? So, ons het julle nodig. En ek wil in geloof vandag insaai in julle generosity plan. Om te sê, ja, hier's baie skole, moenie wag tot julle volmaak wat in Bloemfontein aan die gang is nie. Deel van 'n storie was dat die Here my in Botshabelo kon gebruik. En Aiden, ek nooi julle almal uit vandag hier. Generosity ouens, julle manne met die beursies, met die planne. Ek vertrou die Here raak julle harte vandag aan om te sê, in Botshabelo sit daar goud en diamante uitgesit. Die Here het hulle klaar daar gesit. Hulle wag dat julle kom met julle program, met julle liefde, dat julle hande en voete sal word. En ons het die naam herdoop Botchamandela. My kollega het vir my, haar dogtertjie het gesê, werk dan die Juna dan nou in Botchamandela? So ek sê nou vir julle, kom ons maak soos ons Zimbabwe toe gaan en ons Lesotho. Ag, kry 'n plaaslike uitreik Botchamandela toe man. Ek wil julle al die stories vertel. Dankie Aiden.